Welkom by die Nuwe Testament deur 'n historiese kritiese lens. Ek doen vandag se klankopname op my selfoon hier onder my skoonpa se lapa. So verskoon maar die tortelduwe, voeltjies, honde wat blaf en karre wat hier verbyjag in die agtergrond. Vandag se video gaan ons bietjie kyk na wie het die evangelies geskryf. Vir baie mense is die antwoord eenvoudig. Matteus het Matteus geskryf, Markus het Markus geskryf, Lukas het Lukas geskryf en Johannes het Johannes geskryf. Maar wat sê moderne geskiedenis en Bybelnavorsing? Die eerste belangrike feit is hierdie: die 4 evangelies was oorspronklik anoniem. Die name volgens Matteus, volgens Markus, volgens Lukas en volgens Johannes was waarskynlik eers later bygevoeg. Die oorspronklike manuskripte bevat nie moderne titelblaaie soos ons Bybels vandag nie. Moderne geleerdes vra dus, as die evangelies oorspronklik anoniem was, wie het dit werklik geskryf? Kom ons begin by Markus. Die meeste geleerdes glo vandag Markus was eerste geskryf, waarskynlik rondom die jaar 70 na Christus. Dit is ongeveer 40 jaar na Jesus se dood. Hoekom dink geleerdes Markus was eerste? Omdat Matteus en Lukas groot dele van Markus woord vir woord gebruik, soms presies dieselfde Grieks. Dit dui daarop dat Markus waarskynlik as bron gebruik is. Maar wie was Markus? Die tradisionele kerk het later gesê dit was Johannes Markus, 'n metgesel van Petrus, maar die evangelie self sê dit nooit. Die skrywer identifiseer homself nêrens. Nou Matteus. Tradisie sê die apostel Matteus het dit geskryf, maar moderne geleerdes het probleme met hierdie idee. Waarom? Omdat die evangelie van Matteus groot dele van Markus kopieer. As Matteus self 'n ooggetuie was, waarom sou hy so sterk staat maak op iemand anders se weergawe? Veral iemand wat nie deel van die 12 disippels was nie. Daarby is Matteus in gevorderde Grieks geskryf. Dit is 'n hoë vlak van Grieks met ryk woorde, styl en denkbeelde. Nie in Aramees, die taal wat Jesus en sy disippels waarskynlik gepraat het nie. Dit dui aan dat die skrywer waarskynlik 'n Grieks geskoolde persoon was, nie 'n direkte ooggetuie disipel nie. En dan Lukas. Die evangelie van Lukas begin amper soos 'n historiese boek. Die skrywer sê, baie het reeds probeer om hierdie dinge neer te skryf. Dit klink nie soos 'n ooggetuie nie, dit klink soos iemand wat verskillende bronne versamel. Die tradisie sê Lukas was 'n dokter. Die evangelie bevat baie mediese terme en hy was 'n metgesel van Paulus. Dit pas by die ons gedeeltes in die boek Handelinge wat die Lukas skrywer ook geskryf het. Maar weer eens die teks self identifiseer hom nie direk so nie. En dan Johannes. Johannes verskil dramaties van die ander 3 evangelies. Jesus praat anders, die styl is anders, die teologie is baie meer ontwikkel. Die meeste geleerdes glo Johannes is die jongste evangelie. Waarskynlik geskryf tussen 90 en 100 jaar na Christus. Dis ongeveer 60 tot 70 jaar na Jesus se dood. Johannes is nie net 'n verslag nie, dit is 'n diep spirituele getuienis oor wie Jesus is. Die woord was by God en die woord was God. Johannes 1 vers 1. Die historiese kritiese metode kyk ook na iets anders. Die evangelies lyk nie soos moderne biografieë nie. Hulle lyk meer soos antieke teologiese vertellings. Hulle is nie geskryf soos geskiedenisboeke nie, maar as gelooftekste. Die doel was nie noodwendig om moderne geskiedenis te skryf nie, maar om betekenis oor Jesus oor te dra. Hulle kom uit 'n ander wêreld waar waarheid verhaalmatig oorgedra is, simbole, beelde en tipering normaal was. Teologie en geskiedenis deel in mekaar loop. Dit was belangrik, wat Jesus beteken. Dit beteken nie noodwendig die evangelies is vals nie,
Maar dit beteken ons moet verstaan hoe antieke mense geskryf het. Hulle het tradisie, mondelinge stories, teologie en geskiedenis saam verweef. Hulle het dit nie geskei nie, maar as 'n eenheid gebruik om betekenis oor Jesus oor te dra. Hulle doel was nie net om feite te rapporteer nie, maar om geloof te vorm en waarheid te verkondig. Antieke mense se skryfwyse was integraal. Tradisie wat van geslag oorgedra is, mondelinge stories, vertel, onthou, gedeel, teologie, hulle verstaan van God en Jesus, geskiedenis, werklike gebeure en mense. Al hierdie elemente is saam verweef om 'n dieper waarheid oor te dra. Baie moderne geleerdes glo vandag die evangelie is geskryf deur hoogs opgevoede Griekssprekende Christene, geletterd en vertroud met die Griekse Romeinse wêreld. Al 4 evangelies is in Grieks geskryf, nie Aramees nie. Hulle is Christene, lidmate van die vroeë kerk met diep geloof en teologie. Die evangelie is nie direk deur die oorspronklike disipels self geskryf nie. Dit bring ons by 'n belangrike vraag. As die evangelies dekades later geskryf is, hoe het die stories oor Jesus ontwikkel en hoeveel van die historiese Jesus kan ons nog werklik bereik? In toekomstige episodes gaan ons verder kyk na waarom die evangelies van mekaar verskil, wat die Q-bron moontlik was, hoe mondelinge tradisies gewerk het en waarom Johannes so anders lyk as Markus. Ek is Henning Botha. Welkom by die Nuwe Testament deur die historiese kritiese lens.